Ek gaan met jou die volgende 3 weke praat oor 'n gedagte wat die Heilige Gees op my hart gelê het. Naamlik tronke sonder tralies. En daar's 3 gedeeltes wat ek met u wil deel. En vanaand se gedeelte is so belangrik en ek dink elkeen van ons het dit al ervaar en hierdie tronke sonder tralies is so aanwesig in ons lewe en dit hou ons terug vir dit wat God vir my en vir jou wil doen. En vanaand se tronk sonder tralies is die volgende, en ek dink ek en jy het dit al hoeveel maal vir onsself gevra, in ons gedagtes geredeneer, wat gaan mense van my dink? Wat gaan mense van my sê? As ek nou gehoorsaam aan God gaan wees, wat gaan mense van my sê? As ek nou moet doen dit wat in my hart opkom en my gees opkom, wat gaan mense van my sê? En weet jy, die apostel Paulus het dit ook seker so gevoel, want hy vra in Galasiërs 1 vers 10, vra hy die volgende vraag, en ons het so ruk terug daaroor gepraat, soek ek nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek mense behaag? En as ek nog mense wou behaag, sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. En dan is daar ander skrifte wat daarbey aansluit. Spreuke 29:25 sê, vrees vir mense spanne strik, maar hy wat op die Here vertrou, is veilig. 1 Samuel 16:7 sê, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na ons harte. Romeine 12 vers 2 sê op die apostel Paulus, word verander deur die vernuwing van ons gemoed. Hierdie gedagtes van wat gaan mense van my sê, moet uit my gedagte uitkom, moet uit my stelsel uitkom, dat ek net by dit kan uitkom wat die Here van my en van jou verwag. En dis hierdie tronk sonder tralies wat mense nie sien nie, maar miljoene van ons Christene, kinders van God, kinders, bloedgewaste kinders van die Here, leef in hierdie tronk sonder 'n tralie. En is 'n tronk, wat gaan mense van my sê? Wat gaan mense van my, wat gaan hulle van my dink? As ek dit nou moet doen, wat die Here vir my beteken het. En hierdie tronk hou ons terug om God se wil in ons lewe te doen. Ons bly stil wanneer ons moet getuig, by ons werke, by die skool, by ons vriende, waar ook al. Ons leef volgens ander se verwagtinge, eerder as volgens God se roeping. En ons neem besluite om aanvaar te word, eerder as om gehoorsaam te wees. Hoor jy wat sê die woord? En God wil jou so magtiglik gebruik, maar hierdie is 'n tronk wat jou vashou en jou beperk, en God wil jou vrymaak van dit. En dit is wat die apostel Paulus so goed verstaan het. Wil ons nou die guns van mense hê, wil ons die aanvaarding van mense hê. Maar wanneer ek en jy die identiteit in Christus gewortel is, verloor ander se opinies oor my en jou, verloor dit sy krag, verloor dit sy waarde, en die mag oor my en jou. En weet jy wat, selfs Jesus was gespot. Hy was verkeerd verstaan gewees, en hy was verwerp gewees. En tog het hy een missie voor oog gehad. Hy het hierdie missie wat hy gehad het om aarde toe te kom, sodat hy vir ons kan sterf. Dis al wat in sy gedagte was. Wat mense van hom dink, wat mense van hom sê, maak nie saak, hy is weggejaag uit sy eie geboortedorp uit. En nooit het hy sy missie verander om mense tevrede te stel nie. Hy wou God die Vader behaag, en hy het net die Vader se wil gedoen. En die vraag vandag aan my en jou is, nie wat dink mense van my nie, is doen ek God se wil? Wat dink God die Vader van my? Wat sê die Vader van my? En wanneer God se stem harder word as mense se opinies, weet jy wat gebeur dan? Dan word hierdie deur, hierdie grendel van die tronk sonder tralies, van wat dink mense van my, gaan hierdie onsigbare tronk oop, en jy gaan vryheid ervaar. En dis ware vryheid begin as ons God se wil doen, en dat jou waarde nie bepaal word deur applous of selfs kritiek nie, maar deur die feit dat jy aan Christus behoort. En nou vra jy vir my, maar wat moet ek doen? Jy moenie jou identiteit bou op mense se goedkeuring nie. Ek weet, mense soek goedkeuring, soek affirmation, confirmation, maar kry dit by God die Vader. Wees gehoorsaam aan God in die tweede plek, al verstaan mense jou nie. Want God werk op 'n ander manier, op ander wyses. In die derde plek, laat God se woord jou selfbeeld vorm, nie mense se opinies nie. En in die laaste plek, mense verander hulle mening, maar God verander nie sy liefde vir sy kinders nie. God se siening oor jou, God se mening oor jou, sal nooit verander as jy sy kind is nie.
Ek wil hê jy moet losbreek uit jou tronk sonder tralies. Wat ander mense van jou ook al mag sê en dink, breek los daarvan sodat God sy doel in jou lewe kan bereik.